Ons sing saam Lied 354, 2 verse. Vers 1 van 364 asseblief. Oh
ook net vers 1 by vonk 68. Baie welkom by hierdie baie spesiale diens. Omdat ons nou nie 'n kerkklok uitgee nie, wil ek net so 'n paar afkondigings gou doen. Die eerste is, daar's soveel dinge waarvoor ons baie dankie kan sê. Ek dink vir die mense wat baie benoud is in hierdie tyd, met kragonderbrekings, om die klank en die ligte en alles reg te hou, ons koster, en Leroux en Andrei en Kobus daar agter wat die klank moet reghou en keer laat ons wat hier voor staan nie te benoud raak en te gestres raak nie. Baie dankie daarvoor. Baie dankie aan almal, Rika en jou span, Cecile en almal wat betrokke was by die heerlike kerssangdiens wat ons gehad het. Dankie vir almal wat ook so lekker kom saam sing het. Ek wil net, laat ek maar tog dit nou sê, dit was wonderlik om ook die beurtsang te hê, van die dames en dan die mans. Maar ek het nou iets by die mans agtergekom.
En ek dink as die dames nou net gou 'n bietjie nie wil luister nie, julle weet mos hoe om nie te luister nie, né? Dan die mans. Ek het agtergekom ons trek 'n bietjie en sing 'n bietjie stadiger. Klink soos 'n klomp ou mans wat sing as die mans die beurt gehad het. Ons moenie vir Rika intimideer nie. Let mooi op die tempo wat sy gee, laat ons lekker lewendig en vrolik kan sing. So, maar goed, sommer dit net in ligter trant, maar ek is ernstig. OK, en dan ek het hierdie week ook iets moois gesien. Ons eko-bediening is 'n belangrike bediening van ons gemeente en hier sien ek 'n paar van hulle besig om een van hierdie nette wat by die pype, die stormwaterpype opgestel is, skoon te maak. Hy was heel vol na die vorige groot storm wat ons gehad het en voor die storm het hulle hom ook skoon gemaak en nou weer was hy weer skoon gemaak en ek het gister gekyk, daar's al weer 'n klomp goed opgevang. Vreeslik baie dankie aan ons eko-bedieningse mense wat ook help om die kuspaadjie en die strande en alles mooi skoon te maak. Maar ek wil 'n beroep op almal van ons doen om tog maar op te tel, nie weg te gooi nie. Asseblief laat ons omgewing mooi hou. Dankie ook aan die mense in die dorp wat besig is om ons dorp mooi te maak op hoeke en so aan tuintjies en tyres wat geverf is. Wat is tyres nou weer in Afrikaans? Okay, ja, van Engels, ek hoe die ou gesê, hy weet nie wat 'n tube in Engels is nie, toe kon hy nie vir die vra wat die hulp hy nodig het nie. Maar goed, baie dankie aan hulle. Jou Kersfeesmaal, as jy dit wil uitdeel, asseblief, skep eerste hier agter by die deure sal beskikbaar wees en ook by die kerkkantoor kan jy so 'n bakkie koop en dan die 26ste dit bring die inligting is daarin en daarby, so kry dit en deel so jou vreugde, maak dit 'n fees vir mense. Dan het ons besluit met al die baie vakansie daar ook, sommer net, en omdat ons kerkkantoorpersoneel so hard gewerk het, gaan ons nie van hulle verwag om nog 2 ure oop te wees op die Woensdag en die Donderdag nie. Ons maak die kerkkantoor se muur toe tot die 9de Januarie. Alles is in plek wat gereël moet word en as daar 'n krisis kom, dan het ons ook mense wat dit kan reël. Daar's ouderlinge, daar's jou herder, of die kerkkantoor se selfoonnommer, daar is hy's beskikbaar. Ongelukkig het hy op die nuwe almanak nou uitgeval. Niemand weet wie die drukkersduiwel is daar nie, maar goed. So of bel my of bel enige iemand. Ons gaan nie sukkel nie, ons help mekaar as daar enige krisis is. Die vakansieprogram is by die deure ook. Let net op die gewone dienste hier in die kerk. Sondag 1 Januarie is 9:30 die oggend. Al die ander dienste in die kerkgebou is spesiale tye, maar die gewone eredienste is maar altyd 9:30. So, maar julle het die vakansieprogram ook gekry. Dan wil ons ook vra dat julle as gemeente sal saam bid vir die volgende persoon wat ons hierheen wil beroep. Moet beroep. Die vakature is bekend gemaak en daar het al 'n bietjie navraag gekry en volgens die kerkbode se webwerf is al baie mense wat uit nuuskierigheid gaan kyk het. Hulle sal seker nie almal aansoek doen nie, maar dit is vreeslik belangrik. Ons het ook al hierdie week hier 'n instapnominasie gehad, 'n ou uit sy bruilofskleed aangehad en alles, hy wou net gehoor het of hy beskikbaar is om genomineer te word. Ou man van Seil, maar hy het toe nou nie, gelukkig was dominee André Tron, wat die voorsitter van ons pre-advieskommissie was, sommer byderhand en vir hom gesê, hy kwalifiseer nie eintlik nie. Dis daai paar skoene wat hom eintlik afgesit het, en daai ou dun beentjies daaronder, die toga sou hy wel kon gebruik. By die deure vir die vakansiegangers, die CMU is daar beskikbaar, dis sommer ons nuusbriefie, as julle dit wil neem, 'n paar mooi stories van ons gemeente van die afgelope jaar en die vakansieprogram hier, en as julle enigstens sukkel, bel die kerkkantoor en kom kry en neem ook sommer vir die kuiermense wat nie vandag hier is nie. En dan bietjie tee drink na die tyd. As jy 'n kaartjie geneem het, maar as jy nie 'n kaartjie geneem het, man, ons is mos genadig en gasvry en ons sal maar koud krap. Ek hoop net hierdie krag help dat die water betyds kook, maar ons sal daar ook seker 'n plan gemaak kan kry. En dan waarvoor hy eintlik gekom het,
om vandag die formele laaste keer, dit is nie die laaste keer hopelik nie, maar die formele laaste keer wat Dr. Chris Malan as predikant van ons gemeente hier sal wees. Ons wil graag vandag ook die nodige aan hom oorhandig. Ons sal later bietjie daaroor praat. Maar ek wil baie graag nou vir jou Chris uitnooi om na vore te kom, en as jy kom, wil jy nie vir ons sommer die 4de adventskers ook aansteek nie, en dan gee ek graag aan jou oor. Fantasties. Môre geliefdes ook van my kant af. Dit is heerlik om vanoggend saam met julle hier te wees. Ek glo is ook baie kuiermense en gaste. Ek vertrou dat julle al die gasvryheid en die stadiger pas van die dorp en die gemeente kon begin geniet. Mag hierdie feesgety ook vir jou baie besonders wees. Ons gaan hierdie enkel strofes 2 keer saam sing. Ekskuus tog. Voor ons daarby is, wil ek julle groet in die naam van ons Here, wat graag bekend wil wees aan ons, deur ons geken word. En daarom het hy dikwels homself deur spesiale name bekend gemaak. Mag jy vanmôre 'n paar nuwe ontdekkings maak en mag dit bydra tot seën in jou verhouding met die Here. Mag in jou hart kom lê saggies die name wat hy vir ons gegee het, waardeur ons hom kan ken. En in daardie intieme ken, sprei daar net lewe in jou voort. Mag jy daardie fontein van lewe in jou binneste ervaar. Amen. Terwyl ons so sit, Rika, 2 keer, God is hier teenwoordig. As ek en jy dan bidend nader, kom ons doen dit nou. Maak vir so wyle jou oë toe. Wil jy nie vanoggend dit wat op jou hart lê na die Here toe bring? Miskien vra jou omstandighede juis 'n nuwe openbaring van die Here.
Miskien wil jy uitroep en smeek. Here, ek wil U sien soos Moses. Here, ek wil U ervaar in my lewe, U voel so ver. Here, kom hou my vas, my lewe is broos. O Here, ek wil sommer net geniet dit wat U vir my in die lewe gee. Ek wil saam met U dans daaroor. So wat jou gebed ook al is, bring dit nou na Hom. Amen, ek weet, is 'n kort moment, ek wil jou aanmoedig om baie meer sulke stil momente in jou lewe te maak, want dit is in hulle wat jy en ek die Here ontmoet. Gee Hom genoeg kans, gee jouself genoeg kans, om te hoor hoe hy fluister in jou hart, en in jou oor. Ek wil nie aspris wees as ek die foto's wys nie, julle ken dit nou al baie. Ek staan nie vanoggend hier, en ek kan nie vanoggend hier staan, en nie terug te gaan na dit toe nie. Dat COVID 'n enorme impak gehad het op baie van ons lewens, het dit soortgelyk in ons lewens 'n groot impak gehad. Maar ons gebede is ook verhoor in hierdie tyd. Baie daarvan het ek dikwels nie eers van geweet nie. Hoe julle in massas opgedaag het op die parkeerterrein. Hoe julle klippies geverf het om te wys julle is met ons in gebed. Buite in gebed wat die Here gestimuleer het in ons gemeente, nie net vir my nie, maar vir elkeen wat geraak is. Ek was beslis nie die enigste COVID-pasiënt nie. Hier is talle vriende in die dorp wat ook deur baie moeilike tye is. Ander is ekonomies kwaai geraak, ander is deur die alleenheid en die angstigheid geraak van die pandemie. Maar eintlik gaan die prentjie oor die boonste twee. Dit is weke later, en julle ken die verhaal, dat 'n vriendin uit die gemeente het 'n handvol granate vir Mientjie gebring, en sy het dit na die rehabilitasieplek gebring waar ek was. En hoe ons dit in die vensterbank gesit het, en elke oggend as die gordyne oopgetrek is en die son val in, dan is ek herinner deur hierdie geskenk van 'n vriendin, dat die Here se troue liefde is elke môre nuut. So julle weet, ek is nou mos maar mal oor granate en die woord gesed. So ek kon nie kobaai sê vanmôre as dit nie deel is van die diens nie, dit is maar waarom. Ag, daar is talle tekste wat ek kon kies, maar Psalm 107 het my opnuut opgeval, so lees dit sommer in jou hart saam met my. Is vers 1 en vers 8, loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde, en dis gesed, sy troue liefde, sy verbondsliefde, is daar geen einde nie. So met die mense sê wat deur die Here bevry is, Gaal is die woord daar, dis redeem. Met ander woorde, hy ruk jou uit die gemors uit, hy ruk jou uit die plek waar jy to waste gegaan het, en dan rig hy jou op, hy herstel jou, is 'n ongelooflike mooi woord, Gaal, hy is my redeemer. Hulle moet die Here loof vir sy troue liefde, so interessant, hier troue liefde, bo net liefde, maar is dieselfde woord, troue liefde, ek hou daarvan. Ons moet hom loof vir sy wonderdade. Nou hou in gedagte, hierdie woord Pele, dis nie die sokkerspeler Pele nie, maar as dit jou help om te onthou, sal dit wonderlik wees. Sy wonderdade is Pele, soos wat Pele mos so oor sy kop 'n bal, 'n doel kon skop. Nou ja, as jy dink aan wonderdade, Pele is die Hebreëse woord. Kyk hoe mooi is hy. Is 'n wonderwerk. Iets awesome, benewends. Pele has the idea of the healing heart of God. Sê gou amen in jou hart saam met my. Mag jy vanoggend beleef dat jy dit in jou binneste het om die Here te loof. Loof hom, prys hom. Dat hy jou bevry het, prys hom vir sy troue liefde en vir wonderwerke wat hy gedoen het. Awesome benewend
En dit vertel ons iets van sy healing heart. Kom ons word stil in 'n gebed. Here, baie van ons het met battle scars deur COVID gekom. Die pandemie was woes in ons almal se lewens, oor die wêreld. Maar oral het ons ook u healing heart ervaar, u wonderdade. Saam met die gemeente wil ek vanoggend opnuut u loof en prys. Amen. Vir ons verootmoedigingsmoment het ek 'n gebed van Augustinus. Nou die sterretjie beteken ek het hom so klein bietjie geëdit. Ons het hom al saam gelees, maar ek wil hom graag vir môre weer vir julle bring. Rika, daarna kan ons spontaan lied 245 sing terwyl ons sit, net die eerste versie. So ek nooi vir jou om hierdie gebed van Augustinus saam met my in jou hart deur te lees. Dit is 'n moment van verootmoediging. Te laat het ek u lief gekry. Te laat het ek u lief gekry. U was in my binneste besig, maar ek was buite besig, op soek na u op al die verkeerde plekke. Ek het my hart gaan uitleen aan die pragtige dinge wat u gemaak het. En het hierdie dinge my vasgedraai. U was by my, maar ek was nie by u nie. U het geroep, selfs hard geskreeu, om deur my doofheid te breek. U het geskitter om my blindheid te verdryf. U het 'n lieflike geur versprei. Ek kon dit inasem en nou snak ek na u. Ek het u geproe en nou honger ek na u. U het my aangeraak en nou is ek aan die brand met 'n vurige verlange na u. Die volgende skyfie is 'n video wat sal speel oor die geloofsbelijdenis. Wat my besonder tref, is die eenvoud waarmee dit na ons toe kom. Maar omdat die video my elke keer herinner aan hoe ek dink die Here sou wou hê 'n gemeente moet lyk. Dat daar in 'n gemeente plek is vir ryk en arm, vir bruin, wit, swart, pink, pers, geel, liggeel, donkergeel, ek weet nie, groen is. Vir hulle wat abilities het, maar hulle wat ook disabilities het. En daarom gryp dit aan die hart. Na dit gaan ons 'n lied sing oor ons eie geloofsbelijdenis. So julle kan bly sit na die video, dan kom daar 'n spontane lied daarna. Nou hoop ek hy werk. Ek glo. Ek glo, Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek
glo in Jesus Christus. Sy eniggebore seun, ons Here. Ons Here. Ons Here. Wat ontvang is van die Heilige Gees. Gebore is uit die maagd Maria. Wat gelei het onder Pontius Pilatus. Gekruisig is. En terwyl hy neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode. En wat opgevaar het na die hemel. En sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Vanwaar hy sal kom om te oordeel. Die wat nog lewe En die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Die vergifnis van sondes. Ons te vrees. En 'n ewige lewe. Amen. 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 Vir ons skriflesing kan julle blaai. Daar gaan verskeie tekste wees, maar die fokusteks kan julle neem as Jesaja 9, die baie bekende vers 5 en vers 6. Ons tema van môre is Jesus se troonname. Jesaja 9 vers 5 en 6. Kom ons word stil voor die Here. Here, hoe eer ons en hoe dank ons vir die onuitspreeklike voorreg om op ons skote 'n Bybel vas te hou of te scroll op ons fone om by 'n gunsteling vers uit te kom. Of dalk is die Bybel vir my in brail gedruk. Of dalk is daar 'n gebaretaal vertolker op 'n video waar dit visueel vir my wys. Maar ek het toegang tot, ek het die gawe van, ek het die voorreg om u woord, u verhaal met die ganse kosmos, u verhaal met die volk Israel, u verhaal met my, kan lees en kan indrink. En soos wat u die momente oopvou, u self te laat uitspring uit die bladsye uit. U waarheid uit die bladsye, u verhaal uit die bladsye, laat spring na my toe. Laat spreek in my lewe in. Laat losbreek, want u woord slaan dikwels soos 'n hamer. Al die ou blokkies denke wat ek gehad het, kom stikkend breek en ek ontmoet nie kerk nie, ek ontmoet nie institusie nie, ek ontmoet nie godsdienst nie, ek ontmoet my lewende Heer. En in daardie ontmoeting, wat hy my dors les, breek daar ook fonteine in my oop. Ek wil u ken, ek dors na u, ek blaai weer, ek blaai meer, ek soek meer van u. Ek wil nie daar buite besig wees nie, Here, ek wil hier binne besig raak met u. Ek wil u intiem ken. Ek wil die krag van u opstanding beleef, soos wat ek ook telkens beleef, die stukke en stukke wat ek aan myself sterf.
Ek wil saam met U opstaan tot 'n nuwe lewe elke dag. Dankie vir die intieme oomblikke met U en met U woord en met die Gees. So my kosbaarder as goud. Om vir 'n oomblik in U teenwoordigheid te staan of net die drempel daarvan is vir my 1000 keer beter as 1000 daar buite. Ek wil U binne, ek wil hier binne. En ek wil hier binne saam met ander, ek wil amper sê ernstige disippels, dringende disippels, ywerige disippels, U teenwoordigheid beleef. Amen. Kom ons lees. Ek het die ou vertaling hier by my en mag dalk dan anders klink by jou. Vers 5. Want 'n kind, dis die profete woord, die aankondiging, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Nou daar's dadelik something human and something divine, want geboorte sê van iets menslik, iets gegee, sal ek nou ietsie meer oor sê, gegee gaan ek Nathan iets oor sê, en die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem, wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. So hier is die interessante. Toe ek nou bietjie lees oor hierdie teks, want die Here het dit so 2 weke terug op my hart kom lê, en ek het toe begin wonder en lees daaroor, te kom ek agter, dit kan Jesus se troonname as gesien word. En dit kom eintlik vir die lot aan wie dit gesê het die uittog uit Egipte beleef. En daar is gewoonlik aan 'n farao 5 name gegee wanneer hy 'n troon bestyg. Is dit nie ongelooflik nie? So die interessante, baie van ons vertalings lees wonderbare raadsman as eintlik 1 naam. So dan kry ons net 4, wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Maar daarom breek baie ouens dit op wonderbaar apart, wonderbaar word hy genoem. Raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. So Jesus se 5, of dan 4, of dan 5, se troonname. Maar voor ek gaan preek, gaan ons 'n lied sing. Daar is 4 strofes, halleluja, U is koning. So ja, dit dien as ons aanbiddingslied, dit dien as aan ons loflied. Kom ons staan vir die 4 strofes, lied 176.
sit. Nou goed, soos ek vir julle gewys het, vers 5, aan ons is 'n seun gegee, Jalat, dis maar gewoon verwek, gebore te skenk, om 'n herkoms aan te teken, dis die menslike lyn, of dat hy daarom seker op 'n manier uit Moses en Maria kom. Josef sal instaan. Dan aan ons is 'n seun gegee. Nou Nathan is interessant. Dis die woord gee, maar hy begin met 'n noen en hy eindig met 'n noen. Hy lyk nou wel bietjie anders, want die eindnoen lyk anders. Maar dit wys dat jy die woord kan omdraai of dieselfde gespel. Nou die Sondag vir julle gesê is amper soos Toyota, jy moet net die A skryf want dis Toyota ook agterste voor. Nathan, dit wil sê dis 'n gee en 'n teruggee, dit is 'n aanhou siklus. En dis die mooi. Ek het sommer gedink aan die Engelse sêding wat sê, gift that keeps on giving. Want God gee en dan is hy weer bereid om te gee en weer bereid om te gee. So ek wonder of ek en jy in hierdie Kersfees nie dit aanhoudend wil vier. Dat Christus is die geskenk wat aanhou gee. Is die geskenk waarin die Vader aanhou gee. Jy mag dalk opgewonde wees wat onder die boom vir jou lê en wag hierdie jaar, maar dalk is daar 'n dieper honger na 'n geskenk wat nie gekoop kan word nie. Wil jy nie hierdie jaar dalk gereed staan om hierdie geskenk te ontvang, wanneer hy weer sy seun vir ons gee? Nou, Shem is naam, dit is 'n benaming, 'n merker van individualiteit aan te dui, is karakter, om bekend te wees vir. Waarvoor is hy renown? En dit wil ek jy moet vanoggend op fokus. Ons gaan na daai 4 troonname van Jesus kyk. En renown, met ander woorde, waarvoor word hy bekend? Waarvoor word hy geroem? En daarom hoop ek dat jy vanmôre sal infokus saam met my en dat sal deel word van jou verhouding met die Here. So die eerste een is, die Messias, Christus, sal vir ons 'n wonderbare raadsman wees. Ek het ook gedink aan Petrus se verhaal. Ek het nou 3 trefwoorde daar, 'n heel hart, gehoorsaamheid en doelgedrewe. So kom ons kyk gou na die Hebreëse deel. Hy sal genoem word wonderbaar, 'n spele. Ons het hom net ook gehad in Psalm 107. Dis daai marvelous deeds, dis daai wonderdade, dit is daai wonderwerke. Pele is nog hier, ja, asemrowend. En dan sê hulle, maar dit dui ook op God's healing heart. Geliefdes, as jy so 'n stukkie noordwes om die see van Galilea gaan, ek weet nie wat dit daai tyd genoem het nie, vandag word dit Tapga genoem, bekend vir 'n klomp goed. Jesus het die brood en visse vermeerder daar, die bergpredikasie gebeur daar, maar die besonderse vir my is dat Jesus weer vir Petrus daar ontmoet. Die Here het op die stadium al 3 keer aan sy disippels verskyn. Hierdie slag, julle kan die verhaal gaan lees, Johannes 21, laat ek gou soontoe blaai, het Petrus gesê, hy gaan nou maar weer visvang. En ek en jy het al baie preke gehoor van hoe Petrus en die disippels, veral Petrus, by die Here hoor, jy sal vissers van mense wees. Kan dit wees dat ek en jy so gedreineer word van ons roeping, hoe die Here my en jou aangeraak het, dat dit so uit ons geloofslewe uitloop, dat ek en jy amper reverse gaan. Dat ek glad nie eers meer verstaan of 'n uitkyk het, dat daar 'n roeping op my lewe is nie. Nou die môre vroeg, nadat hulle die nag niks gevang het nie, ek dink die Here het al toe begin skimp, Petrus, jy's regtig in die verkeerde besigheid. En toe het Christus daar gestaan en vir hulle gesê, julle iets gevang. Ek dink hulle het gebrom gesê, nee, niks. Hy sê wel, gooi dit aan die regterkant uit. Maar hulle het nog nie Jesus herken of sy stem herken nie. Miskien het hulle gedink wel as 'n ou, weet 'n gryskop oomie en hy ken dalk meer ervaring. En dan moes daar iets gebeur wat hulle net aan die ander kant uitgooi, toe skeer hy net omtrent. Ek dink 153 visse. Maar dan gebeur daar mooi goeters. Die Here sê vir hulle, hulle het oorgegooi, daarop sê die disipel,
een vir wie Jesus lief gehad het, aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy boekleed om, want hy was naak. Sien, ek wil vir 'n oomblik daarby uitkom. Want sien, ek en jy kan, en wil dalk as ons eerste respons, ons wil toemaak, ons wil bedek, ons wil nie naak voor die Here staan nie. Dis vir ons te konfronterend. Die Here sien ons, maar dan dieselfde woord daar in Johannes 21 van hy was naak, dis vers 7. Dis dieselfde woord gumnos wat ons kry hier in Hebreërs 4 vers 13 wat sê alles is gumnos, alles is naak en oop voor die Here. So Petrus weet hy kan nou maar sy boekleed omgooi. Sien, dit is waarvoor ek en jy soms skram. Ons sou eerder toemaak. Ons is benoud vir die naak voor die Here staan. Maar ek wil jou vanmôre bekendstel aan 'n Here, Pele, wat 'n healing hart het. Ek dink Petrus het die oggend voor die Here kom staan en hy was rou. Sy siel was rou. Hoe kan jy daarvan wegkom dat jy jou Here verloon het? Waar kruip ek weg? Hoe verduidelik ek dit? Hoe sê ek jammer, Here? My hart is stikkend. Ek wil graag hê jy moet vanmôre saam met my na Tapga toe stap, langs die see van Galilea, en vir Christus daar ontmoet. En sy healing hart raak sien en ervaar. Maar daar is nog iets verskriklik mooi. Raadsman is, Jaats is die werkwoord, raad gee, gids, give, purpose, is dit nie verskriklik mooi nie. Een van raadsman se betekenis is, hy gee vir jou purpose, is dit nie ontsettend mooi nie. Petrus staan daar, hy stink na vis of dat die net, ek weet nie wat nie, en dan kom sê die Here, Petrus, ek het jou mos geroep, om 'n visser van mense te wees, en daarom 'n ongelooflike mooi gesprek. Petrus, het jy my lief? Petrus, het jy my lief? Die interessante, Jesus vra, agape, het jy my lief? Dis daai selflose, goddelike liefde. Petrus antwoord, ja Here, ek weet ek het U lief. Nie met agape, nie met phileo. Dis maar brotherly love. Vra Jesus weer, het jy my agape? Hy sê, nee, ek het gefaal in die agape, ek kan nog net die boetie liefde. En dan vra hy hom weer 'n derde keer, en dan is hy lupeo. Hy's grieved, hy's distressed. Hy's in heaviness. Dis wat swaar op Petrus se hart lê. Ek het my Here verloon. Hy vra agape liefde, 'n liefde wat ek myself weggee. 'n Liefde waar ek nie myself eerste stel nie, maar hom eerste stel. Ek kry nou net reg phileo. Wie julle wat is die mooi, toe die Here die derde keer vra, toe vra die Here nie agape nie, hy vra phileo. Petrus, dis dan okay. Kom ons begin by phileo. Kom ons begin by broederlike liefde. Want ek weet jy smag om weer in 'n agape liefde met die Here te wees. So 'n verhouding. Mag jy vanoggend ook dan daar langs die see van Galilea weer jou roeping hoor, waar jou lewe hier behoort te gaan. Mag hy dit oprig in jou hart. Mag waar jy dit versaak het en jy skuldig voel daaroor en skaamkop voor die Here staan, nog 'n stukkie na, sê vir hom vanmôre sê, Here, ek neem dit op. Ek wil purpose driven. Ek wil deur U wil vir my lewe gedryf word. Julle kan julle harte amen sê. Die tweede, of dan die derde ene, die Messias sal vir my en jou 'n magtige God wees. Nou, dis verskriklik mooi. God is El, of Elohim, El is sy korte, magtig is Gibor. Dis mooi, dis 'n ongelooflike woord. Dit is 'n woord, is 'n Assiriese woord. Of 'n Akkadiese woord, en dit was die taal van die Assiriërs, en hulle was 'n krygernasie. So wanneer ons van die Here sê as 'n El Gibor, dan sê ons hy's 'n dapper gevegsheld. Hy's ons hero. Hy het daai posisie gekry omdat hy die vyand se voorste vegter uitgedaag het. Kom ek lees wat sê die Woordeboek. And beat the living daylights out of him. Ek hou daarvan. Nou, wanneer Lazarus opgewek is, dan
moker die Here die living daylights out of die dood en dit hoe ons verstrengel. Dis 'n voorskou vir sy eie opstanding, vir sy eie beat dood en devil the living daylights uit hulle uit. El Kibor. Hy is my magtige God. Maar ek wil dieper delf, want ek het al oor Lazarus gepreek. Ek het al vir julle vertel dat Betanië net mooi in 'n radius buite is, omtrent so 3 kilometer, maar daar was Qumran-rolle wat gesê het, so 2.6, nie nader as 2.6 kilos van die tempel af, kan hulle dan so 'n paar dorpies vestig, waar, dis eintlik 'n almoesdorpie, dis 'n arme dorpie, dis waar hulle die ellendiges, die afflicted ones, domus ad afflictionis, dis waar hulle kan versorg, maar dit moenie binne daai radius kom nie, dit moet net buite sig en hoorafstand wees. Die ouens by die tempel, by die kerk, wil nie die gelendiges se gekla en gesteene se been hoor nie. Betanië lê presies buite daai radius. Maar Betanië word ons Here se bed and breakfast, se Airbnb, so wat ook al, wanneer hulle bo van Galilea kom, na die stad toe, vir 'n fees by die tempel, dan gaan Jesus nie by 'n gemaklike 3-ster gastehuis, nee, hy gaan om die Olyfberg, en aan die agterkant, weggesteek, is hierdie Beit Anja, hierdie dorpie van ellende, hierdie dorpie waar ellendiges bly. Dan gaan hy tuis by Martha, Maria en Lazarus. En dan verstaan ons hoekom hulle daar woon, want Lazarus sou so siek word dat hy sou sterf. Simon en Melaatse, daar. Wanneer Judas kla oor 'n vrou wat olie oor die Jesus kom uitgiet, dan sê die Here, julle sal altyd die armes by julle hê. Betanië. Gibor, powerful warrior, mighty one, champion. Die woord Gibor is vreeslik interessant. Hebreëse letters het elkeen 'n prentjie. So daar hierdie eerste enetjie hier. Aan die regterkant begin die Hebreëse woord. Hy lyk amper so, maar hy het nog 'n voetjie. En dis waarvan Gimel kom. Dit is 'n ouetjie wat hardloop om te kom help, om weldade te wys. Die enetjie wat soos 'n bushalte lyk, is jou huisie, is byt, is jou huisie, is jou hart is jou huis. Die laaste enetjie wat so lyk, is 'n rigtingverandering. So elke boor sê vir my, dat die Here hardloop, die Here tree, my en jou, soos 'n verstrengeldheid, so doodsheid binne. Hy is een wat 'n hart vir ons het, en wanneer hy intree, dan verander ons rigting van verstrengeld wees. Ons is losgekoop na oorwinning toe. Ken jy vir elke bor? Hierdie gevegsheld wat inklim binne in jou uitdagings in battles. Dan sal jy sy hart sien, en hy sal die rigting verander na oorwinning vir jou. Die derde een is, die Messias sal vir my en jou 'n ewige Vader wees. Ek het gedink aan hierdie jong vrou, of ek weet nie of sy jong was nie, Matteus 9 vertel, Markus 5 vertel ook daarvan, van dat sy gehoor het van Jesus, en toe het sy vir haarself gesê, sy het na binne gedink, wat gaan ek maak? Ek hoor roemers oor Jesus, ek hoor dat hy melaatses aanraak, dat hy blindes genees, ek hoor dit. En sy het by haarself gedink, waar het sy gedink? Want sien, wat is haar aksies? As ek maar net aan sy kleed kan raak, sal ek gesond word. Nou, ek wil vir julle verkeerd bewys, dat sy maar so tussen die skare deur gegaan het, want sy was skaam, sy was veragtelik, omdat sy onrein was, hulle moes sy opmerk, as hulle haar moet vrot tomaties gooi, ek weet nie, maar ek is oortuig, dit wat sy vir haarself gesê het, was actually woorde van die profeet Maleagi. Want dit is in 'n tyd en 'n moment waar die volk onder ongelooflike druk was. Hulle wag vir die Messias, hulle wag vir die vir die gesalfde ene. So die profete het aan mekaar gelees geword in die sinagoges. En net die tyd het die profete se woorde in hulle harte geleef oor die Messias, die gesalfde wat moet kom. En nou Maleagi is gelees, en daar het ek so oortuig, Maleagi 2 wat sê,
When the Son of Righteousness rises, there is healing in his wings of his rays. Nou, die woord kanaf, is dit vleuels, daar's genesing onder sy vleuels, dis verskriklik mooi, is dit dalk in sy strale, want is the Son of Righteousness, die son, soos ek en jy in sy lig gaan staan, in sy glans gaan staan, dan omhul hy ons met sy heerlikheid en met sy geregtigheid. Sien, daar's 'n derde betekenis vir kanaf, en dis die soem van 'n kleed. So ek wonder maar net of daai vrou wanneer sy by haarself dink, wel my enigste hoop is dat hy die Messias is, soos wat hy sê hy is. En die profeet sê daar's genesing in sy soem. Ek dink dis waarvoor sy mik, om aan sy soem te raak. Dit is so verskriklik mooi as jy gaan dieper lees wat die Here op daai moment beleef het. Dis 'n elkebor moment. Want op 'n moment stroom daar krag, lewenskrag uit hom uit. Hy is my en jou se elkebor. Hy is my en jou se magsvegter, want dis die vorige een, daarmee saam. Maar waar kom ek by ewige Vader uit? Sien wanneer sy genees is, dan praat Jesus met haar. Tot nou toe was dit vrou, en wanneer Jesus haar aanspreek, dan sê hy, my dogter. My dogter. Dan moet hy tog ons Vader wees. Ek wil jou genooi in 'n stil gebed, sommer by jouself. Hoe noem jy hom as jy met hom praat? Noem jy hom Abba? Besef jy dat jy 'n seun is van hom? Deur die bloed van Christus, deur dat niemand net jy hom aangeraak het nie, hy het jou aangeraak. Dan kan jy hom noem Abba, en jy kan weet jy is sy dogter, sy seun. Ek sluit af. Die Messias sal vir ons 'n vredevors wees. Sar Shalom. Nou Sar beteken prins. Shalom, weet julle, beteken vrede, welwees, heel wees, geheel heel wees, en daarom het ek gesê, 'n sondares, eens, maar nou heeltemal heel. Dis die verhaal van die vrou wat 'n sondige lewe gelei het, sê die ou vertaling. 'n Sekere vrou in die dorp, 'n sondige lewe gelei, het gehoor dat hy in die Fariseer se huistafel was. Sy bring toe al beste flessie met reukolie en gaan staan agter Jesus by sy voete en huil. Sodat haar trane op sy voete begin drup. Daarna sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met die reukolie geself. En dan weet julle hoe Jesus dan die Fariseer uitdaag en sê, maar dit en dit en dit en dit en dit het jy nie met my gedoen nie. Hierdie vrou, vandat sy hier ingekom het sy nie opgehou om te. Dan vertel die Here van 'n skuldeiser, nou wat baie in min, en die een skel daai een vry, en toe daai een wil die ander, nee, julle ken daai verhaal. Dan sê die Here, omdat daar baie sonde vir hierdie vrou vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Ek soek toe prentjie. En ek het al baie prente gehad van die vrou wat Jesus se voete soen, of sy voete salf, maar hierdie een het my getref. Want min het nog so die emosie op die vrou se gesig poog om uit te druk. Ken jy daai gesig, daai emosies? Ek het gedog vir 'n oomblik gryp sy voete vas, en vir 'n oomblik in haar bewondering vir hom. In 'n oomblik herroep sy die verskriklike lewe wat agter haar lê, en dit bring haar net pyn. Maar dan hierdie heerlike gedagte dat hy, die een wie se voete ek vashou, die een wie se voete ek kon self of kon my trane oor uitstort, die een vir wie ek ontsettend dankbaar is en met my wese lief geword het. Hy het my vrygemaak. Hy het daardie laste van my afgegooi. Sar is prins, maar is ook naaltjie. Sy semitiese woord is naaltjie. Nou wat het 'n naaltjie met 'n prins te doen?
Nou ja, toe gaan soek ek nou naaltjie. En ek kry hierdie ongelooflike mooi fotootjie. Nou, julle sal nou sien hierso waar sy naaltjie is daar nou nog 'n dingetjie wat geknyp het of 'n pleistertjie, ek weet nie wat nie, maar ek het net hierdie bondeltjie ongelooflik geniet. Dan sien die naaltjie herinner vir ons dat daar was 'n wat is 'n umbilical cord? Naalstring. En dat daai klein ding absoluut afhanklik was van die voedsel wat hy van die moeder ontvang. En ek dink dis wat daardie vrou beleef het. Sy was afgesny van dit. En maar sekerlik moes daar 'n vorige ontmoeting tussen haar en Jesus gewees het, want hierdie slag daag sy op met die grootste wat sy kan dankwys en die grootste wat sy kan liefde wys. Daar moes 'n ontmoeting voorheen gewees het wat die Here weer die naalstrengetjie vaskom maak het. En sy liefde en veral sy vrede stroom net in daai onstuimige hart en gees van haar in. Ken jy die Here so? Noem jy hom so? Kom ons bid saam. Here, hoe wonderskoon dat wanneer ons hart in ons roeping verloor, dat U eintlik 'n stuk wonderwerk kom doen, Pele, om ons te herstel en weer vir ons 'n purpose kom gee. Ons weer oprig, die staf in ons hand sit te sê, gaan pas my skape op. Here, hoe wonderlik dat Christus ons El Gibor is, dat hy die vyand se voorste vegter uitdaag en sy dinge skop. Dat Christus kom oorwin het. En daarom ons triomf vir ons ook moontlik. Ek kan sonde oorkom, ek kan versoeking oorkom, ek kan beproewinge deurstaan, want U is my El Gibor, my sterkte gevegshelp. Dankie dat U my ewige Vader is. Dankie dat wanneer U vir my aanraak, omdop, heel maak, U Gees vir my leer om U Abba te noem. En ek kan feesvier omdat ek nou U kind, U seun, U dogter is. En Here, ek sluit af om U te eer vanoggend, dat U my Sar Shalom is, my naaltjie, my naalstring is, tot die ganse vreugde uit U hart, die ganse vrede uit U hart. Amen. Goed. Jannie, dankie, ek weet nie, dit is seker nou oor na jou toe. Chris, ek wonder of jy en Minkie nie sommer saam met my hier kan kom staan nie, asseblief tog, groot asseblief tog. Staan julle liewers daar wat julle mooi gesien kan word, mooier as wat, ek weet julle lyk nou beter. Dit is vir ons 'n ongemaklike situasie, want julle gaan weg, julle neem afskeid sonder julle weggaan. En julle gaan weg sonder dat julle inpak. En julle verhuis nie. En ek is so bly oor hierdie boodskap wat jy het op 'n manier vir ons nou ook verduidelik hoe die band tussen ons bly bestaan. Ons gaan vir jou 'n akte van demissie gee, met ander woorde ons sê jy's los van die gemeente, van jou verantwoordelikheid. Die kinders het 'n woord daarvoor, hulle praat van slep. Ek weet nie eintlik wat, jy kan vir ons sê wat dit weer beteken, maar dit kom daarmee van al die rompslomp en
al die goeters van die gemeente. Maar jy bly nog lidmaat hier, julle twee is albei lidmaat hier, en jy bly op 'n manier gekoppel aan ons. Ons het dit ook formeel geteken, want as in sy nuwe werkkring moet hy gekoppel wees aan 'n gemeente. Dis maar net dat iemand hom kan dophou en kan opcheck, jy weet, so. En ons wil nie net sy vrou moet dit alleen doen nie, jy weet, dit is nee, so daai naalstring, en as ek nie mis het nie, ek het nou nie baie meer geleer as daan 5 gesondheidsleer nie, maar ek het dit tog 'n vermoede dat deur die naalstring beweeg goed heen en weer tussen die moeder en die ongebore babietjie. Dis nie net 'n eenrigting verkeer nie. En ons sien uit daarna dat ons nuwe verhouding, waar ons met volle respek vir jou wil losmaak vir die nuwe plek wat die Here jou gaan gebruik, ons tog ook 'n wisselwerkigheid, tog ook nog kan put uit die gawes wat die Here vir julle gegee het en hoe hy vir julle vir ons geskenk het vir 6 jaar. Jy het dit mooi vir ons verduidelik, die 6 jare. As ons terugkyk, dan sien ons, as ons aan julle dink, dan sien ons dat die Here julle hiernatoe gebring het. Ons sien dat die Here julle vir ons gegee het, en ons sien 'n lig skyn. 'n Lig wat op verskillende maniere vanaf die Here deur julle twee se bediening na ons gemeente toe gevloei het. Ons sien dit in die verwoording van ons roeping, die bewoording van ons roeping, die verwoord, die omskrywing daarvan. Ons sien dit in die manier waarop jy lig gebring het en vir ons telkens dinge wat moeilik is om te verstaan, oopgebreek het en verduidelik het. Ons sien dit ook waar ons daarvan hoor, waar ons dit nie kon sien nie, waar jy in privaat gesprekke met mense, in intieme begeleiding van mense, lig vir hulle in hulle lewe gebring het. Lig in hulle moeilike, in hulle krisisomstandighede. Ons dank jou daarvoor. Ons dank jou, Mientjie, vir al die vriendelikheid. Ek het toch gesê, as ons jou sien, dan is dit asof daar 'n lig opgaan met jou vriendelike, ligmakende glimlag vir ons. Jou ondersteuning van Christus, jou bystand van hom, ook in die tyd van siekte. Ons voel op 'n manier bevoorreg dat ons ook kon deel in die groot krisis. Want ons het gesien dat dit waar is wat die Here ook in die Bybel sê, dat hy so almagtig is, dat hy uit die grootste sleg uit iets goeds na vore kan laat kom. En dit is vir ons 'n voorreg dat ons ook daarin kon deel. En dankie vir die wyse waarop jy ook vir hom versorg het, en kwaai gewees het met hom, partykeer as dit moes. Ek dink dit kon dalk 'n bietjie meer gewees het, maar goed, kom ons los dit nou daar. Maar baie dankie vir jou ondersteuning. Lise wat ook hier is vandag, en julle seun Christian wat in Londen is, en dalk ook inkyk, ek weet nie of die Eskom ons toelaat dat hy kan sien nie, maar baie dankie ook vir julle ondersteuning van julle ouers, maar ook vir Chris in die besonder in die tyd wat dit so moeilik was. Maar ons wees skei op 'n sekere manier nou, nie met blydskap nie, maar met dankbaarheid. En met blydskap ook, omdat, soos ek sê, julle nie wegtrek nie, en ons nog in die toekoms graag ook, wanneer julle tyd en krag het ensovoorts, op die nommer sal wil druk. Ons is so bly dat dinge vir julle so kon uitwerk, Chris, dat dit vir jou gemakliker, ons gun vir jou 'n gemakliker werkstyd, totdat jy ook genoeg gewerk het. Kom ons stel dit maar so. En mag jy ook in julle twee saam ook die seën van die Here belewe in hierdie nuwe fase van julle lewe. Mag dit vir julle 'n wonderlike, kosbare tyd saam wees.
in julle eie huis, met 'n mooi tuin met 'n wonderbare grasperk wat nooit gesny hoef te word nie. Ensovoorts. Julle kan gerus daar gaan kyk as julle daar inkom. Dis altyd mooi en netjies die grasperk. Ag, is mens, ja, laat ek nou nie nasies praat verder nie. Chris, ons wil namens ons gemeente vir jou sê baie baie dankie. Ons wil amptelik moet ons dit doen en wil ons dit doen aan jou die akte van demissie oorhandig. Die kerkraad getuig hiermee dat u gedrag in ons midde in leer en lewe 'n predikant waardig was. Die kerkraad maak hiermee op eervolle wyse vir u los van alle betrekkinge tot die kerkraad en die gemeente al hier en oorhandig hierdie akte van demissie wat ook as attestaat dien, maar wat nie gebruik gaan word as attestaat want julle bly hier, met die opregte bede dat u steeds in die gemeenskap met groot vrug onder die seënende hand van die Here betrokke mag bly. Baie, baie dankie. Ons wil ook graag namens ons gemeente 'n geskenk aan jou gee met die bede. Dit is nou, soos julle kan sien, in 'n koevert, maar met die bede dat dit ook iets sal word wat groter as 'n koevert sal wees. Wat jy kan self uitkies wat jou sal herinner, vir julle sal herinner aan 'n vir ons baie kosbare tyd hier in Kleinmond. Ek het daar's 'n spreekwoord wat sê agter elke goeie man staan 'n beter vrou of 'n goeie vrou of 'n belangrike vrou of hoe dit ons ook al wil formuleer. Minkie, ons wil ook graag vir jou iets oorhandig en ek wil vir u lyn vra om dit te doen. Ek sou graag die hele ryker wat so mooi is vir jou wou gee, maar ek kan dit nie dra nie en ek weet nie of jy dit kan dra nie. So in 'n kleiner formaat gee ons vir jou die oorvloed asseblief tog. Ek weet nie of julle nog ietsie wil sê nie. Ek gee vir jou. Kan ek hom maar net hier vashou? Jy kan hom vashou of vasknyp lesie. Ek wil graag vanoggend persoonlik dankie sê vir elkeen van julle. En as hier besoekers is, dink ek is dit goed vir julle om te hoor wat so ongelooflike mense in hierdie gemeente is. Die Here het vir ons die afgelope 6 jaar bederf met geloofsvriende wat meer as 'n ekstra myl met ons gestap het. Engele van God wat God se hande en voete vir ons hier in Kleinmond was, in goeie tye, maar ook in swaar tye. Die Here het lank reeds terug geweet wat ons nodig het en hy het in oorvloed voorsien vir ons. 'n Baie spesiale dankie aan die kerkraad en die dagbestuur vir hulle goedgesindheid teenoor Chris na sy siekte en ook in sy herstelproses. 'n Spesiale dank ook aan al die herders. Julle het Chris se hande sterk gemaak hierdie laaste ruk en was oral betrokke en het was regtig vir ons kosbaar om te sien hoe julle net in julle afgetrede hoedanigheid net inspring en help. Jannie, jou bystand en ondersteuning was 'n riem onder die hart vir my gesin en ons groter familie. Die boodskapies wat jy uitgestuur het in die tyd wat Chris so siek was, die ure wat jy daaraan bestee het, dit word opreg waardeer. Ek het regtig groot waardering vir jou. Dan, en dit is wat elkeen van julle nou moet hoor, almal wat vir ons gebid het, en hier kan julle sien, die gebede is beantwoord. Dankie vir oproepe, vir hondjies oppas, vir blomme, vir kos, vir beskuit, vir plantjies, vir klippies wat geverf is, vir musiek op sokkies sit vir Chris, vir aanry na die hospitaal, gereël word dat gras gesny word, wat ligte kom regmaak het. Hermie, jou raad en liefde waarmee jy my gehelp het in 'n tyd wat ek nie lekker gedink het nie. Groot waardering vir jou.
Elaine, Alice en die span wat die pastorie so mooi versier het met die tuiskoms. Julle is wonderlike mense. Wat 'n voorreg om in hierdie sirkel van geloofsgemeenskap 'n bediening te voltooi in 'n omgee dorp soos Kleinmond. Kom kuier asseblief steeds vir ons. Mag die Here julle ryklik seën en sy liefdevolle arms om elkeen van julle vou. Dankie. Nou, na so 'n mooi toespraak, dink ek moet jy maar in die toekoms altyd namens ons praat. Ja, Minkie is altyd agter die skerms, maar jy hoor haar hart. En in haar stille omgang in die gemeentes waar ek kon bedien, het ek al dikwels gedink, sy maak 'n groter impak in mense se lewens as ek, veral ook as onderwyseres, oral waar sy kon skool hou en nou nog steeds, dit wat sy in daai kleintjies inbou, en ook op pad wat sy moet ouers stap. Geliefdes, ek weet nie hoe om my laaste woorde te sê nie, want ek weet nie waar ek moet begin met dankie sê. Ons het vanuit 'n krisistyd in ons bediening die roeping na Kleinmond gekry. Dit was waarlik vir ons 'n uitkoms. En van dag 1 af is ons ongelooflik seënryk ontvang. Roo en Ria, ek sal nooit die stukkie vis by 365 en Pringle vergeet nie. Ons het soos konings gevoel hier in julle stukkie hemel. Dankie vir soveel mense wat saamgestap het in 'n verskeidenheid van bedieninge. Dat julle tyd en julle passies en julle hulpbronne gebring het om gehoorsaam te wees aan die Here se roeping. Dankie vir die dagbestuur en leierskap wat saam met ons die pad gestap het om duidelik te hoor wat die Here op ons harte kom druk, sodat ons nie binne toe groei nie, maar steeds sal invloei in die gemeenskappe rondom ons. Marita, vir jou, ons het soveel ure saam gebid en rondom jou eetkamertafel gestoei en gehoor en geluister en planne geraam. Ek het waardering vir jou as 'n geloofsvriendin en ook aan die hoof van die gebedsbediening. Dit was altyd vir my die hart. As ons nie besig was om te bid nie, dan het dit vir my geen sin gemaak dat ons na die Here se aangesig soek nie. Dis waar dit begin, dis die engine kamer. So die groepie en die vriendinne by die gebedsbediening waardeer ek ontsettend. Ag, ek weet nie wat om op te noem nie. Nini, jy en Elisna aan die kantoor, maar ek wil vir Nini uitsonder. Sy het net ongelooflik gekeer waar ek oral die pap laat val het. Want ek probeer regtig nou al 29 jaar om 'n dominee te wees, nog nie dit reg gekry nie. En COVID het ook dan nie kom help dat ek enigstens reg kry nie. So Nini, ek het net enorme waardering vir jou. Ag, ja, ek moet eintlik die name noem nie. Gewone lidmate wat eenvoudig kom inspring het of kom kennis maak het, jou diens aangebied het. Ja. Ek sukkel met ou hout. Maar ek kan lekker hardloop saam met die ouens wat op spoed is vir die Here. Dankie dat julle kom saam hardloop het. Ek het die eredienste so ontsettend saam met julle geniet. Ek weet my styl is onorthodox. Maar ek het probeer die rykdom van die woord saam met julle te geniet. Die gesinsbediening onder in die saal wat baie uitdagings gebring het, die spanne mense wat daar probeer om 'n ander soortige erediens te sit, dat ook mense wat nie papierwerk van lidmaatskap het nie, hier by ons het tuis te voel, omdat ons hy staan breeltjie wyd kon span. Ag, dit was 'n enorme vreugde. So geliefdes, dis dit. Net 'n dankie vir jou liefde, vir jou gebede vir ons, en dat jy vir ons aangemoedig het om ook die resies te voltooi. Ek kan Mientjie wil ook graag vir die gemeente geskenk gee. Nou, julle het dit al gesien, hy het vir julle ruk in Manoa gehang, in die gebedsruimte, maar hy was net op leenbruik. Was dit bruikleen of leenbruik? Ok, julle het hom net geleen by my. Die kunstenaar is 'n ou uit Greyton en ons het eendag gaan ontbyt eet daar en toe loop ons in die galery in en daar sien ek hierdie ongelooflike mooi skildery en ek skrik my melk weg toe ek die prys sien.
Ek het hom gebel en gesê, dit is so mooi, maar ek kan dit nie bekostig nie. Toen hy net die afdrukke van die oorspronklik, en hy sê, nee, hy het dit nog nooit gedoen nie. En 'n week later bel hy my terug en sê, Chris, jy het nou vir my 'n idee gegee. Nou ja, ek dink dis 'n seën vir sy werke, want nou begin hy unieke porsies drukke maak. So ek en Mientjie wil dit graag nou regtig vir die gemeente gee, omdat dit so deel is van die gebedslokaal, en ons hoop dit is vir julle herinnering, ook aan ons bediening hierso. Ja, dan is daar 'n laaste lied in die seën. Ons sal sê toe maar jy kan ek gaan jou vra om die seën uit te spreek dan so. Goed. Broer en suster, ons is 'n dankbare gemeente, maar 'n groot moment van ons dankbaarheid is ook wanneer ons dankoffers gee. En ek wil vir jou vra as jy vandag dit doen, doen dit bewustelik deur ook vir die Here dankie te sê vir die bediening van Chris hier, vir die manier waarop jy ook met jou dankoffer kon bydra daartoe dat hy hier kon wees. Ons het nou tyd daarvoor, dan gaan ons sluit met 'n laaste lied en ons gaan vir Chris vra om dan die seën vir ons uit te spreek. Rika en die mense wat vir ons help met die dankoffer, sal julle gou na vore kom asseblief. Here ons God, baie dankie vir hierdie geleentheid. Baie dankie vir hierdie fase van ons gemeente se lewe wat op 'n manier simbolies nou maar net hier afgesluit word. Baie dankie vir u genade.
wat ons duidelik kan sien, duidelik kan ervaar, wat ook vir ons gesimboliseer word in die lewe van broer Chris en in sy familie, gesin, sy manier van doen. Ons dankie dat ons met ons dankoffersoek op 'n manier deel kon hê aan sy bediening hier, aan u bediening, deur ons heen, ons wat geroep is om hier te woon en te werk. Ons loof u daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Ons laaste lied is lied 269, wat 4 versies het. Broer Chris, ek wil vra of jy nie hier voor wil kom staan nie, voor die preekstoel. En ek wil, wanneer ons dit sing, dit is eintlik 'n seën vir u vra om u hande op te steek en ook vir hom te seën waar hy hier staan. Ek wil vra dat met die woorde jy ook dit sal bid en dit vir hom en vir hulle sal gee in die naam van die Here. Jy is ook selfs welkom om nader te kom en hier voor te kom staan. Ek weet nou nie, almal kan dit nou nie doen nie, maar kom gerus nader en kom gee vir hom die seën van die Here. God bly met u waar u ook mag gaan. Chris, sal jy vir ons ook dan die seën teruggee asseblief? Ek het net 'n dingetjie vergeet. En Marita het nou haar mooiste lipstik aangesit. Ek wil eintlik dit oorhandig het aan haar. Sy is ook op die kap en die gebedsbediening. So Marita, net terwyl hulle Joan 'n mooi foto kan neem asseblief. My vriendin wat so ook 'n moeilike pad deur is 'n voorreg dat jy as voorsitter van die gebedsbediening dit in ontvangs kan, ja. Ek weet nou nie of mense handdruk moet gee of 'n mooi drukkie nie. Sommer 3 drukke, ja. Dis goed, geliefdes, ontvang die seën van die Here.
Ek en jy so wonderlik geseën om hom te kan noem wonderbare raadsman. Dat hy marvelous things in ons lewe kom doen, waar onder andere hy weer vir ons 'n purpose gee, ons doel vir ons opreg. Ek en jy is geseënd as ek en jy hom magtige God kan noem. Elke bor, hy wat in ons stryd intree en die geveg namens ons wen. Hy laat ons loswikkel van alles wat ons verstrengel. Hoe geseënd is ek en jy as ek en jy hom ewige Vader kan noem. Ja, wanneer elke bor se krag invloei in ons lewens soos daardie vrou beleef het, maar dan eintlik meer wonderlik hoor dat hy nie vir haar sê vrou nie, maar daarvoor sê my dogter. Hoe geseënd is ek en jy as ek en jy hom ken as Sar Shalom, as die prins van die vrede in ons lewens, dat hy ons naaldstring is en dat sy vrede ten volle kon vloei in ons lewens en ons heeler as heel kom maak. Ons is waarlik geseënd. Amen. Broer en suster, baie dankie vir die teenwoordigheid. By die deure is daar 'n pamfletjie ter herinnering as jy wil neem. Die CMU is ook daar vir die vakansiegangers en nog van die vakansieprogramme. Help jouself gerus daar. Baie welkom ook by die tee.